moeilijk, soms is het zwaar. Houd het aan, jij is nabij. Al hoe die storm in die leven druk jou. Houd het aan, jij is nabij. Soms is het zwaar, zwaar. Houd het aan, jij is nabij. Al hoe die storm in die leven drukken. Houd het aan, jij is nabij. Zoals een bloem, geplant bij die water. Zoals een bloem, geplant en leeg. Al wie die sterren in die leven drukken. Houd het aan, jij is na. Zoals een bloem, geplant bij die water. Zoals een bloem, geplant en leeg. Al wie die sterren in die leven drukken. Houd het aan, jij is nabij. Houd het aan, net een klein tikkie. Houd het aan, houd het aan. Houd het, jij is nabij. Al hoe die storm in die leven drukken. Wat moet het aan doen? Yes, Lord, hold it on, hold it on. Yes, Lord, hold it on, hold it on. Yes, nabij. Al wie die storm in die leven drukken. Hold it on, yes, na. Hold it on. Hold it aan mijn broeder, hold it aan mijn zuster. Net een klein tikkie, die is nabij. Al hoe die storm in die leven drukken. Als we net aan doen, jij is nabij. Al hoe die storm in die leven drukken. Hold it on, jij is nabij. Halleluja, Jesus. Halleluja! Wat in die Here so lekker prijs in die plek. Amen! Halleluja! Dit is die mense grootste probleem. Hy hou die storm dop, maar hy hou nie van Jesus dop nie. Amen! Sy oog is op die storm, maar nie op Jesus nie. Sy oog is op die strijd, maar nie op Jesus nie. Elke dag moet die Here hoor, hoe groot is my strijd? Sê, draai om en sê 'n bietjie vir jou strijd, hoe groot is die Here? Amen! Amen! Halleluja. Sê 'n bietjie vir jou strijd, man. Want ek sien terwyl Jesus so lê en slaap, maak hulle hom wakker. En hulle sê hierdie woorde, gee U nie om dat ons vergaan nie. Jesus staan op. Hy kyk die storm wat nog 'n oorsaak het dat hy nooit sy slaap het moet opstaan. Toe die storm sien Jesus staan op, toe sê die storm vir homself, hier is moeilikheid. Amen! Halleluja. Sê vir iemand, dat is moeilijkheid dat Jesus opstaan. As moeilikheid dat Jesus opstaan. Halleluja. Ek verwelkom elkeen in Ivy Park in die naam van JESUS. Amen. Kan ik maar preek vanmiddag?
Ek is nummer 1, ek is niks met jou kerk te doen nie. Halleluja. Maar toe ek so sien, toe sien ek die een wat in die middel is nie 'n kerkie. As sy naam is Jesus. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Die tema van hierdie dag is toe niemand vir my kan sien nie. Toe niemand vir my kan sien nie. Almal sê hulle sien kans vir jou. Sodra jy net hulle kan help, sien hulle kans vir jou. Is dit so? Amen. Ons gaan dadelik oor na die suiwer woord van die Here toe. Ek groet al die leiers hier agter my. Amen. Weet jy, dis 'n riem onder my hart as die leiers my ondersteun wanneer ek evangelie preek. Want ek is in hulle hometown. Amen. Prys die Here, laat ek hoor wat sê die woord. Amen. Die woord van die Here kom in die boeke van Handelinge hoofstuk 16 vanaf vers 9. Wat sê? En Paulus het 'n gesig in die nag gesien. Daar staan Daar staan 'n Macedoniër. wat hom smeek en sê kom oor. Daar staan 'n Macedoniër wat sê Wat sê kom oor na die Macedonië en help ons. Hoor Amen. gou mooi, hoor gou mooi. Hierdie man roep uit. Halleluja. Maar Paulus sien hom in 'n gesig en hy roep uit. Help ons. Maar ek verstaan nou die woord anderste. Halleluja. Dat hy sê in Psalms hierdie woorde. Dat die Here is die enigste ware helper. Amen. Amen. Halleluja. Maar hy weet hoekom hy so sê. Want Paulus weet ook hoekom hy roep. Want Paulus sien ook dat die woord verklaar. Groter as hy wat in my is. Amen. As hy wat in die wêreld is. Amen. En hy weet baie as hy uitroep. Help ons. Ek kan nie meer kers opsteek met hierdie klomp nie. Halleluja. Ek kan nie meer met hierdie man. Kan ek nie meer kers vashou nie. Help ons. Ek kan me nou lekker gesit het. Lekker 'n movie gekyk het. Maar ek is hier om te help. Ek kan me nou lekker na 'n show toe gegaan het. Ek is hier tyd morserie. Ek het een doel voor oë. Die hel moet leeg. En die hemel moet vol. Amen. Amen. Halleluja. Kom ons gaan naar die woord toe. Vers 10. Wat sê? En toe hy die gesig gesien het, Toe wat maak hy? het ons dadelik probeer om na Het die ons Macedonië te gaan. Het ons dadelijk. Dadelijk. Wat was het tyd nie? Toe ons hoor hy se geroepe. Hier in Vangstraat. Toe ons hoor hy se geroep in Vangstraat. Here, dit gaat moeilik hier. Toe het ons dadelijk klaar gemaak. Ons het nie gaan sit die Bybel sê en hulle dadelijk. Ek sê vir iemand sê vandag, ons het dadelijk gekom. Om te kom help. Halleluja. Ons het dadelijk gekom. Maar kom en luister, wat sê die woord? Ek wil die skoon woord preek vir u. Wat sê die woord? Omdat ons versekerd was Ja? dat die Here ons geroep het. Soos verseker. Halleluja. Ek is geroep deur 'n mensie. Maar geroep deur die Here. Dis hoekom ek glad nie eers, ek worry nie eers wat 'n mens sê nie, want die mens sal jou altyd weg wil hou om die evangelie te preek. Die mens sal jou altyd 'n klomp verskoning sê. Hoekom moet jy nie daar kan staan nie? Hoekom moet jy nie gaan? Hulle sal altyd 'n klomp verskoning sê, maar ons het nie verskonings vanaand nie. Ons is hier om vir iemand te sê, Jesus red, Jesus verlos, en hy maak die grootste sonde vry. Amen. Halleluja. Wat sê verder, my broer? Amen. Die woord van die Here kom verder in die boeke van Psalms hoofstuk 143 van vers 3. Wat sê? Want die vyand vervolg my siel. Wat maak jy vir jou? Hy vervolg my siel. Die vyand vervolg my geldsaken. Maar my siel, Die vyand vervolg my maar banksaken. my siel, Die vyand vervolg my kar. maar my siel. Halleluja. Die
Die Bybel sê die vyand vervolg my siel. jou siel. Halleluja. Want die Bybel sê die siel wat sondig, Moet sterwe. hy moet sterwe. Amen. Halleluja. Daarom kom die vyand is agter jou siel aan, jong man, jong dogter. Hy is agter jou siel aan. Hy weet as hy jou siel het, dan het hy vir jou. Halleluja. Maar luister gou verder wat sê. Luister gou verder. Hy vertap my lewe teen die grond. maak hy? Hy vertap my lewe. Doen hy dit? Halleluja. Hy vertap my lewe. Nou waarom? Hoe kan dien jy nog vir hom? As hy dan jou lewe Vertap. So ek dink niks van jou nie. Jy dien hom. As dit Vrydag kom, dan dien jy hom. Halleluja. Maar hy vertrap Jou lewe teen jou lewe. Here, help my. Help my, Here. Halleluja. Hy trap jou lewe. Teen die grond. Met ander woorde, sy voete Halleluja. is op jou. Halleluja. Sy voete is op jou lewe. Wie is sy hand? Hy vertrap jou lewe. Sê die Bybel, sê ek so. Maar die skoonwoord. Sê ek kan dit met duim uit. Maar die woord. Die Bybel sê, hy trap jou lewe teen die grond. Maar op 'n Sondagnag, Halleluja. die donderdag kom die man na my toe. Hy sê vir my, Christie, wil jy nie Sondag saam met my kerk toe gaan nie? Ek sê vir hom, ja, met die doel om hom net weg te kry van my af. Nie praat van die Here en ek het nou jonk. Hy gaan donderdag weg. Maar hy los ietsie by my. Hy sê vir my hierdie woorde. Christie, as 'n vuurtjie op brand is dit klaar seer. Wat nog te sê as jy die hel gaan brand? Dit word Sondag. Die Saterdag gaan ek dans toe. Luister, dit word Saterdag nag. Het word in die oggendure na 4:00 toe. My laaste number wat ek nog gedans het. Moet ek vir jou sê wat is my laaste number? Halleluja. My laaste number wat ek gedans het vir Satan was Give Me Hope. Johanna. Maar ek het nie geweet dat Johanna kan my nie hoop gee nie. Halleluja. Ek het nie geweet dat Johanna het nie hoop vir my nie. Die môre, 4:00 die môre, toe dans ek nog vir Give Me Hope, Johanna. Halleluja. Luister, toe ek nog so dans en my klaar maak die oggend, my kop klop so van al gister se vrot drank. Hier kom die brother aan. Hy sê, brother, jy het ons gesê, jy gaan saam met my diens toe. Ek sê, brother, kan ek op 'n ander tyd gaan nie? Hy sê, ek wag vir jou. Jy het gesê, jy gaan saam met my kerk toe. Maar my kop gaan net so van al die vrot wyn. En luister toe, uiteindelik maak ek my so starig klaar met die hoop. Hy kan mos maar alleen gaan. Maar ek het dit nou weet. Satan is besig om my lewe te vertrap. Die môre stap ek uit en ek gaan, weet jy, Satan wil nie gehad dat ek met die môre bekeer nie. Weet jy wat gebeur? Die môre gebeur 'n ding. Die plek wat in ons met dienshuis se sleutel, het die man in sy baadjie sak en hy gee antwoord in die Ceres en die kerk is in Suiderparel. Satan wil nie hê Christus moet bekeer nie. Maar luister, ons is nie onnoosel of ons is nie dom nie. Die pastoor sê ons hou sommer by jou huisdienste, maar Christus sal moet bekeer. Halleluja! Christus sal moet bekeer. Halleluja. Die môre sit ek reg oor die deur, terwyl ek so sit, kyk ek uit. En hulle begin hierdie lied te sing.
Eers was ek blind, maar nou kan ek sien. Ek is vry. Ek is vry, Vry. van Christus maak my vry. Amen. Halleluja. Ek sit daar, ek vra vir myself, wat sien die mense wat ek nie sien nie? Hulle sien meer blind nie, so ek is maar nog blind. Die dag, die môre, moenie vir my vra wat was die boodskapie. Moenie my vra wat was die boodskapie, vra vir my wat was hy lied. Die lied trek my soos 'n magneet, wat ek my week op gekry het, soos ek op my knieë. Die man sê vir my, Halleluja. meneer, hoekom kom jy? Ek sê net, al wat uit my mond uitkom is, bekeer. Bekeer. Halleluja. Ek ken nie God nie. Al wat uit my mond uitkom is, ek wil bekeer. Want ek wil nie meer in donkerte lewe nie. Eers was ek blind, maar nou kan ek sien. Toe Satan besig om my lewe te vertrap. Maar die môre gebeur 'n mooi ding. Toe voel ek, hier gaan 'n voet van my af. Halleluja. Toe kan Satan nie meer, hy kan dit nie meer hou nie. Toe haal die Here Satan se voete. Hey, toe haal die Here Satan se voete van my af. Amen. Halleluja. Die Here wil vanaand die Satan se voete van 'n jong man, van 'n jong vrou se lewe afhaal. Amen. Halleluja. Dis die Here wat vanaand dit vir u wil doen. Toe voel ek, jy gaan 'n las van my af. Want Satan se voet was altyd op my. Dan het hy vir my gesê, Christie, dans toe. Christie, vrou mense toe. Christie, gaan syp. Hy het my geroer met sy voete. Gaan wonder ek was onder sy voete nie. Maar ek het 'n ander dag gesing. Trap die duiwel op sy kop. Maar my kop is dan nou onder die duiwel se voete. Ek het dit gesing in die sonnaskool, maar Satan se voete is dan op my kop. Maar die môre, toe ek my knieë buig en met my tong bely en ek ken ek is 'n sondaar. Ek sê toe kom die Here vir my deur en die Here Satan se vuil voete. Satan se vuil voete. Satan se vuil voete van my af. Hoe lang gaat Satan met sy vuil voete nog op jou is, jong meisie? Sy is so mooi. Maar ek sien 'n bietjie verder as jou mooiheid. Daar's nog 'n vuil voet op jou kop. Jong meisie, jong man, sy is pragtig. Maar ek sien 'n bietjie verder. Daar's 'n vuil voet wat moet afkom. Halleluja. Die donderdag aand, toe kom die Here vir 'n jong meisie wat dik gebruik het, wat nou getuig het. Die donderdag aand, toe haal die Here die vuil voete van Satan van dik van hy jong meisie af. Jy het dit myself gehoor. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. He is still the same. Halleluja. He never changed. Yesterday, today, and forever. Jesus is the same. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Wat sê my broer? Maar die woord gaat verder. Hy laat my woon aan die duisternisse, soos hulle wat lankal dood is. Satan laat jou waar bly? Aan die duisternis. Satan laat jou in die donkerte bly. Satan laat jou in die donkerte bly. Jy loop in die donkerte. 'n Vroumens, ek praat met jou jong meisie. Sy stap in die donkerte. No pens. Want jy kan nie Want jy sien. kan nie sien. Sy het aan 'n getroude man vasgeloop. Halleluja. Want hy loop in die donkerte. Halleluja. Jong man, jy het geloop. Toe jy jou week op gekry, toe loop jy binne die tronkdeure in. Want jy kon dit nie gesien het nie. Maar die Bybel sê, die woord van die Here is 'n lig op my pad en 'n lamp op my voete. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Jy loop in duisternis, jong meisie.
Dan sê jy nog op mama, die tannie sê nie vir my nie. Dan sê jy vir jou pa, die toppie sê nie vir my nie. Wat is toppie is jou pa? Halleluja. Kom ons gaan luister wat sê die skoonwoord verder. Amen, die woord van die Here gaat verder in die boeke van Efesiërs hoofstuk 6 vanaf vers 1. Kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees. Hou gevas daar. Kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees. Wat is 'n ouer? Ek wil gou vir u sê, 'n ouer is nie die kind se ma en pa nie, hoor mooi wat ek sê. As 'n ouer, met ander woorde, daai persone kyk aan jou, Halleluja. né? As jou ouer kan jou ouma en jou oupa wees. Jou ouers kan jou peetpa en jou peetma is die persone wat jou groot maak. Daai is jou ouers, né? Die Here sê ek moet vir jou sê jy moet vir hulle gehoorsaam ook wees. As dit so, kom ons luister verder. Vers 2. Eer jou vader en jou moeder. Vir wat sê eer jou ouers? Maar eer jou vader en jou moeder. Hy sê eer jou vader en jou moeder. Dis 'n klomp beskofte jong manne. 'n Klomp beskofte jong vroue. Hulle eer nie. Dis jong manne wat nie vir hulle ouers geld afgee nie. Wanneer jy jou ouers geld afgee, dan eer jy vir hulle met jou werk en met jou salaris. Is dit so? Halleluja. Jy het nooit geld nie, hoekom nie? Omdat jy nooit jou ouers eer nie. En hoor gou wat sê verder? Eer jou moeder en jou vader. Sodat wat gebeur? Dit is die eerste gebod met 'n belofte van vers 3. Ja. Sodat dit met jou goed mag Sodat dit wat gaan. moet maak? Sodat dit met jou goed mag gaan. Het julle gehoor wat sê? As jy jou moeder en jou vader eer en sê, en jou ma stuur vir jou winkel toe en jy sê, ja mami, ek gaan nou die brood gaan koop. Ja daddy, ek gaan nou die. Ja, want jy eer hulle deur gehoorsaam te wees. Halleluja. Jy kan gooi jy jou ster en net so. Hai. Hulle kan maar besana stuur. Het bly sina. Het bly kosie. Die Here sê, sodat dit met jou wat moet maak? Goed mag gaan. Sodat dit wat moet maak? Goed mag gaan. Sodat dit met jou goed mag gaan. Hier staan een vandag. Ek het een keer 'n kans gevat met my ma. Terwyl my ma van lekker in die werk is, ek en my neefie gaan na my ouma en my oupa toe, waar my broer groot raak. Die eerste aand geslaap. Die volgende dag, ek ken met die 2 stokke met die tyres, wat jy aan die tyre druk. Dan ry jy gewoon met die water binne in. My boude is vol modderkolle. Ek kom nou tot so sien ek, kom die ma, kom die draai. Dan weet ek, is moeilijkheid. Omdat ek my moeder ongehoorsaam was, omdat ek nie vir haar gesê het waar ek is nie, was ek in die moeilijkheid. Sy vat 'n venbelt en 'n stok. Die venbelt is vastgedraai met draad op die stok. Here help my. Sy slat vir my 'n hele 600 meter aan een sone ophou. Ek gryp hy stok. Sy ruk hy stok met die draad. Die draad sny my vinger, my middelvinger. Dat die bloed loop. Sy sê vir my, o, jy wil baklei. Dit was my laaste ongehoorsaamheid. Sy slat vir my van die plaas af tot binne die dorp. Daar rus hy ook nog 'n bietjie. Dan bou haar kragte weer op. Maak het nooit voor daai of na daai. Het ek weer die kans gevat om ongehoorsaam te wees aan my. Die kinders van vandag, gehoorsame ouers, streng kinders. Is dit so? Halleluja. Ek adres het. Dan sê jy moet sê, as jy my slat op pa, ek gaan polisie met jou. Halleluja. Ek vat vir jou.
En ek gaan sit vir jou by die polisie. Hulle sal vir jou sorg. Halleluja. Julle is bang vir die wet. Dis hoekom jy so swaar kry vandag. Dat jy bang is vir die wet. Die Here se woord sê vir my, dig jou kante. Die Bybel sê vir my so. Die Bybel sê dig en hy sal nie vir jou in die skande bring nie. As dit so. Halleluja. Die woord, jy glo meer by die wet as wat jy die woord glo. Die woord is groter as die wet. Amen. Halleluja. Wat sê verder my broer? Amen, die woord van Here kom verder, gaan verder in die boeke van Spreuke hoofstuk 10 van vers 1. 'n wyse seun verbly die vader. Wat maak hy? Hy verbly sy vader. Die Bybel sê ek moet vir iemand sê uit die pak. As jy 'n wyse seun is, hy kon nie maar so wys. Jy sê ek moet vir jou vriende, wie? Julle moet vol raak van my. Ha? Vol raak van jou, daar's niks in jou nie. Halleluja. Kan ek maar preek? Amen, pastor. Die Bybel sê 'n wyse seun. Hoor gou mooi wat sê? 'n wyse seun vermaan sy pa se hart bly. Maar hoekom het jou pa nie bly vir jou nie? Jou pa sê vir die mense met die werk, hy laat jy kan om 'n ander blyplek gaan soek. Jy maak jou pa se hart bly nie. Maar kom en luister wat sê die volgende skrifgedeelte. Amen, die woord gaan verder. Maar 'n dwaase seun, Wat van 'n dwaase as seun? 'n bekommernis vir sy moeder. Het u gehoor? Het u gehoor? 'n dwaase seun as 'n bekommernis vir wie? Maar vir sy moeder. Ek vra vir myself af. Hoekom dan vir die moeder en nie vir die vader nie? Okay, ek verstaan nou, ek sien nou hoekom. Ek sien nou. Wanneer die ambulansie verbykom, wie loer dat hierdie kan godenkies? As die ambulans of die polisie verbykom en jou kind is in die huisie, wie gaan staan aan buitekant op die stoep en kyk, waar toe gaan die ambulans of die polisie wen? As dit so? Halleluja. En ek wil dit nie so hard sê nie, maar baie huise se paai weghardloop. Halleluja. Die ou mense het gesê, het gaan seep koop, ja. Amen. Daar is 'n pa in die huisie. Hy gaan seep koop. Dis hoekom die Bybel sê, jong man, jong dogter, ek wil jou vandag vra, hoekom is jy dan 'n bekommernis vir jou ma? Hoekom man? Mama se bedkassie is vol suikerpille, hoë bloedpille, weet jy wat se pille nie? As jy jou, Halleluja. sy is bekommerd oor jou. Jong meisie, jou pa en jou ma is bekommerd oor jou. Die bedkas is net so sak vol hoë bloedpille, suikerpille, waterpille. Here help my. Die mense kom al nou, as hulle sê, hulle so 'n hoop bytjie, gaan vra my waar hy aan die sy het daar. Wat sy se apteek. Hulle sê so, pastor. Hy sê apteek. Maar dan vir iemand sê, jong man, dit stop vanaand. Jong meisie, dit stop vanaand. Want net wat sy saai. Net wat sy saai. Sy saai het mos vandag. Dit wat sy gaan saai, gaan sy oes. Amen. Halleluja. Dit wat sy saai, gaan sy maai. Halleluja. Ek wil vir iemand vanaand sê, waarom? Waarom? Halleluja. As jy 'n bekommernis Vir jou moeder. vir jou moeder. Wat sê verder? Amen, die woord van Here gaan verder in die boeke van 1 Johannes hoofstuk 1 van vers 10. As ons sondes bely, Wat gebeur dan? hy is getrou en regverdig Ja? om ons die sondes te vergewe. Wat? Sê nou weer? Lees dit weer. Lees dit weer. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe. Het u gehoor? Ek wil vanaand vir 'n jong man en vir 'n vrou sê, God is getrou, Halleluja. maar jy moet jou sonde bely. Halleluja. Jy sal nooit God sien
alvorens hy nie jou sonde bely het nie. Halleluja. God is getrou, hy sal jou sonde sal hy uitwas met sy kosbare bloed. Die Here wil dit vanaand vir jou doen. Waarom stel jy vanaand nog uit om die Here 'n kans in jou lewe te gee? Ons is amper klaar, 1 vers dan is ons klaar. Wat sê? Vers 10. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot alleenheid. Okay, stop net daar. Die Bybel sê, as ons sê ons het nie sonde nie, mislei ons onsself en ons staan nie in die waarheid nie. Halleluja. Die grootste ding van mense wat hel toe gaan, is omdat hulle die woord van die Here ignoreer. En omdat hulle dit doen, hulle stoot God se woord weg. Party sê, ek het my kerk, en ek het hier van die begin gesê, ek preek nie van jou kerk, ek is niks van jou kerk te doen nie. Want jy is die kerk en ek is die kerk, is dit so? Halleluja. Die ander ene sê, ek is so right soos ek is. Die Bybel sê, as jy sê, jy het nie sonde nie, mislei jy jouself. En die waarheid is nie in jou nie. Die Here wil vanaand 'n verskil maak in jou lewe. Is daar iemand vanaand wat sê, pastor, ek wil Jesus 'n kans gee in my lewe? Jy kan jou hand opsteek en sê, pastor, ek keer terug vanaand. Wie sal die eerste ene wees?